Daar is min dinge so besonders soos 'n onverwagse ontmoeting met Suid-Afrika se ongelooflike natuur. Vir Courtney en Armand Swanepoel, die kreatiewe span agter Our Wild Journal, het daardie passie vir wildlewe en avontuur tot inhoud wat duisende mense aanlyn laat stilstaan gegroei. Vandag gesels ons oor hul avontuur, hul gunsteling ontmoetings in die bos en hoe hulle daardie ongelooflike oomblikke vasvang. Welkom julle twee hier by ons. Baie dankie. So ek moet net begin deur om te vra, hoe en wanneer het Our Wild Journal begin? Ja, ek dink jy kan daai vir ons vat. So ons probeer maar so veel as moontlik creëer toe gaan. Maar in Desember toe sit ek en Armin by Letaba se restaurant en dit was al soos van kom ons kyk wat gebeur as ons net 'n bietjie post en jy weet net bietjie met mense deel wat ons doen. Ek dink baie mense dink ons bly in die wildtuin, ons doen nie. Ons is eintlik maar in die corporate world. Maar ja, en dis waar ons begin het. Ons het toe by Skukuza gebly, ons het ons logo en met ons naam opgekom en there you go. Our Wild Journal. En daar is dit gebore. Ja. Jy het nou gesê julle is eintlik in corporate en ek het gehoor julle albei het eintlik regte werke. Ja. Wanneer kry julle tyd vir al hierdie gaan safari? Jong, dit is maar, dis 'n fyn balans wat ons het. Dis die meeste van die tyd 'n vinnige naweek in en uit. Ons probeer maar, jy weet, as Desember as ons bietjie meer tyd het, dan is dit langer trips. Maar ander dan dit is dit 'n vinnige naweek in en uit. Ons het juis gister net teruggekom, gisteraand laat, van 'n vinnige trip wat ons 2 dae in en uit was. So dit is maar 'n vinnige ding. Maar voel julle kan eintlik dan ontspan as dit net 'n vinnige 2 dae is? Luister, as jy eers in daai bos en ry en jy het nie sy nie, dan ontspan ek heeltemal. En sy is op dieselfde bladsy. Dis die enigste plek ek dink waar 'n mens werklik kan asemhaal. Ek dink jy weet die stilte van die bos bring daai stilte oor jou. So nee, ons is bitter lief vir Creerwildtuin. Nee, dit kan ons definitief sien deur al julle video's en al julle video's, baie van hulle gaan viral en met waarop bedoel ek soos 2 miljoen views of 3 miljoen views op 'n klomp van hulle. En so wat maak volgens julle 'n natuurvideo wat mense nie vanaf gaan kan wegkyk nie? Sure, dis 'n moeilike vraag. Ek dink mense het 'n verkeerde persepsie van die kreer of van 'n safari of wat ook al. 'n Mens spandeer eintlik vreeslik baie tyd en mense sien absoluut niks nie. So indien daai tyd kom waar jy weet daai hyena sien by jou kar deur of jy weet 'n leeu wat in die pad afstap, dan jy weet then you have it. Maar ek dink mense mis, jy weet die 6 ure wat ek en Armin in die kar sit by 'n boom en ons wag vir 'n luiperd wat op die einde van die dag nooit kom nie. So nee, dis Ja, kyk, ek dink luck speel ook 'n bietjie 'n groot rol in hierdie. Maar tot dusver dink ek is ons so nou en dan lucky. Ja, so julle lok hulle nie met 'n bietjie Nee, okay. nee, glad nie. En ek het ook al gehoor dat in julle comments raak mense baie keer baie goed kwyt daarso. Ja, kyk, dis ook 'n interessante plek daai. Mense het hulle eie opinies, maar vir ons post, dit is die hele ding se naam is Our Wild Journal. Dit is eintlik ons en ons deel dit net met die mense en mense kan nou maar sê wat hulle wil, maar ons geniet dit en dit is waarvan ons hou. So was daar ooit 'n oomblik wat julle in 'n skierige olifant of 'n leeu of enige ander dier gehad het wat bietjie te naby gekom het? ja, hulle paar keer. Paar encounter. Paar keer. Ek dink ons heel eerste very very close encounter was met 'n renoster gewees. Oh my goodness. Ja, wat baie amper ons, jy weet, splint in die mekaar gestamp het. Ons het hom net, jy weet, 2 weke al gehad. Olifante verseker. En dan die hyena wat letterlik amper ons kameraboontjiesak gegryp het uit die kar uit. So nee, daar is very very close encounters. So maar ja, dis jy weet as die lak op jou kant is daai dag, dan sien jy baie cool goed. Ja, en hoe verduidelik jy vir jou karversekering 'n renoster het omgestap? Ek het direk nou dit toe bel ek om ek sê vir hom, wat doen ek as so iets gebeur? Ja, jy sal my nie glo nie. En kyk, baie mense op safari gaan altyd net om die groot 5 te sien. En dan voel hulle, okay, we've done it, ons het die groot 5, kom ons gaan aan. Maar wat se dier voel julle is dalk 'n bietjie minder appreciated, wat mense meer moet vooruitkyk? Dis daar is baie maklike antwoord. Dit is my hyena. Ja. Almal dink dis die skelm van die bos, dis die slegte ou, maar I mean as jy kyk na Lion King en daai goed, hy speel die skelm.
Ek sou sê nee, dit is vir my een van die mooiste en om dit nou in Engels te sê underrated dier wat daar is. Ek is baie lief vir hulle. En jy kan so baie leer van hulle af ook. So En hulle is groter as wat mens dink. baie groter. Of hulle is hierdie klein Nee, dis nie 'n hondjie nie. Nee, hulle is huge. So vir mense wat nou vir die eerste keer op 'n safari gaan, nee, wat is 3 van julle beste wenke? Heel eerste by die hek, staan maar op, stel jou alarm, jy gaan moeg wees as jy terugkom by die kamp, maar wees heel eerste by die hek. Daar is 'n interne kompetisie altyd tussen almal wat in die kreer bly, wie kan eerste daar wees. Jy sien die beste goed op die pad, so ja, dis definitief nommer 1. Ja, ek dink as jy vir die eerste keer wildtuin toe gaan, vat jou tyd. Dit help nie jy probeer jaag na elke sighting toe wat daar is nie, want diere beweeg. Jy kan nie een oomblik hierdie pad ry as jy om huis toe ry, dan is hy vol diere. So moenie jaag deur die plek nie. Vat jou tyd en geniet dit net. Dit is ook jy hoef nie net diere te sien om dit te geniet nie. Daar's baie ander dinge wat dit ook lekker maak. Dis nice. Is daar iets wat op julle wild bucket list nog is wat julle baie graag wil sien? Daar's vreeslik baie vir al diere gewys. Ons, jy weet, ons het nog glad nie alles gesien wat ons wou sien nie. So ons gaan in Desember doen ons 'n noord tot suid toer in die kreer. So ons hoop om 'n bietjie, jy weet, ander diere te sien, soos jy weet dalk 'n caracal hier of 'n so ja, so ons ja, dis wat ek sê, jy weet nooit wat die kreer bied. Elke keer as jy gaan is dit anders. Ja. Jy kan dieselfde luiperd môre sien en dit gaan 'n heeltemal ander experience wees. En voel julle moet heeltyd daar met julle kameras regry, fone rondry net om 'n perfekte oomblik te kry? Ek dink mense verstaan nie wat aangaan en hoe gaas dit is in daai kar as ons 'n dier sien nie. Ja. So Armin sit voor en ek sit agter, maar jy weet dis net stop, gaan, terug, stop, draai Armin, jy sê vinnig genoeg nie. So nee, dis absolute gaas in daai kar, maar ek dink daai adrenaline rush wat 'n mens kry as jy weet 'n dier op sy eie sien. Dis iets wat ek nie vir ander mense kan beskryf nie. En laastens, soos wat hoop julle vir julle Our Wild Journal page om te bereik? Nog hoogtes, mense te inspireer? Kyk, is altyd lekker, maar ek dink vir ons bietjie wildlife education. Daar's baie min mense wat eintlik weet wat daar buite aangaan. En dis eintlik maar net ons journal, dis vir ons memories en dis baie cool dat mense saam ons kom en dit saam ons geniet. Maar ek dink vir nou hou ons dit is ons bladsy en ons geniet dit. Ek dink ons, jy weet, probeer vir mense wys wat ook in, jy weet, corporate is, dat jy het tyd om plekke te gaan sien in Suid-Afrika wat reg op jou, jy weet, op jou voorstoep is. So, jy weet, maak die tyd, pak die kar, ry en gaan sien wat, jy weet, Suid-Afrika vir jou bied. So Exactly. Ja, Suid-Afrikaners moet meer hulle eie land bietjie ook travel voor hulle probeer oor see gaan. Wel, Ons het daar soveel om te het bied. dit. Ja, exactly. So, pak jou kar en gaan explore jou eie land. Julle twee, baie dankie Dankie, vir Lisa. julle tyd vanoggend. En as jy nog nie het nie, gaan maak nou seker jy gaan follow hulle op Facebook en Instagram oral Our Wild Journal. Net hierna gesels Pieter met Bartu en Bernice oor hulle nuwe enkelsnit.